Here, U is die lig. U is liefde. Ons kom vandag voor U. En ja, Here, vanoggend wil ons sê ons harte is soms swaar. Soms gevul, Here, met pyn van onreg. En dan staan ons in die versoeking om bitter te raak. Here, U roep ons om 'n ander pad te stap. 'n Pad van goedheid teenoor kwaad, 'n pad van goedheid met ons vyande. Here, U het aan die kruis vergifnis gebied en U het dit gebid vir die wat U vervolg het, Here, maar ook vir hom wat gemoor het. Here, leer ons om dieselfde te kan doen. Om nie deur kwaad oorwin te word nie, om nie deur bitterheid oorweldig te word nie, maar om die kwaad met die goeie te oorwin. Heilige Gees, kom in hierdie oggend, kom vul ons harte met U liefde, sodat vrees en wrok verdryf kan word. En Here, my lewe nie bitter nie, maar beter sal word onder U leiding, deur die Gees. Gebruik hierdie erediens vanoggend, Here, as 'n ruimte waar U genade ons kan vorm, waar U woord ons kan lei, waar U liefde ons kan dra, Here. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons tema vanoggend is bitter of beter. Dit gaan oor hoofstuk 5 in Jakobus se boek. Hoofstuk 5 se tema is wees goed vir jou vyande. Soos 'n ou vorder met die boek, dink ek kom jy, soos ek dalk elke week en sê, maar hierdie week se hoofstuk is die ergste. Dit kan nie erger nie. Tot 'n ou die volgende week aanpak. As ek sê erger, die mate waartoe die hoofstuk met my werk, waarmee ek daarmee worstel, en soos die week vorder in die voorbereiding, hoe die Here heel eerste met my in gesprek tree, en ek eerlik moet wees oor myself, rondom dan die spesifieke hoofstuk. Jakobus sê 'n ding, hy sê ons word maklik wat ons haat. Mense wat wreed optree, het dikwels self wreedheid ervaar. En kom ons hou die konteks maar hier waar ons is en woon en werk. Wreedheid kom baie keer in ons omgewing, in ons gemeenskap, deur woorde, deur sosiale media. Boosheid is aansteeklik, van mens tot mens, van geslag tot geslag, van dooie dinge na lewendige dinge en andersom. Enige iets, hoe mooi en skoon dit ook al is, kan besoedel word, selfs 'n onskuldige kind. En dis die hartseer, as 'n mens daaraan dink, dat die huis waarin jy groot word, jou vorm. En ons weet die gedragswetenskaplikes sê, as jy 72, 75 dae blootstelling het aan 'n bepaalde persoon, begin jy outomaties daardie persoon se gedrag, sy woorde, sy dade, begin jy naboots. Die meeste van ons was ten minste tot ouderdom 18 in 'n huis. So dit kan nie anders as die huis waarin ek groot word, dat dit my vorm, my denke vorm, en dat ek in 'n sekere sin word, soos die huis waarin ek groot geword het nie. As ons vanoggend moet sê, ek moet goed wees vir my vyande, dink ek die eerste vraag is, maar wie is my vyande? Ek onthou as kind op 'n woensdagoggend, het ons weerbaarheid gehad by die skool. En ja, ons het ons bruin uniform aangehad en jy het jou
jou berei of wat ook al opgehaat en daar was 'n deeglike proses wat jou in detail gesê het, wees ons vyande. Vandag is ons nie meer in so 'n situasie nie. So die vraag is, wie is my vyande? Want die gemeenskaplike vyand wat ons gehad het, buite ons grense, en ons het hom 'n naam gegee, of vir die rooi gevaar of wat ook al was, dis nou weg. En dan besef 'n mens, maar ek leef in 'n wêreld met vyande wat ek skep. Dinge wat met my gebeur, die wie, die wat, die waar van die lewe, wat onregverdig is, pynlik is, wat ook al, dit word my vyand. En ja, as ou in hierdie spesifieke hoofstuk dan diep delf, kom jy agter, daar is self 'n moontlikheid dat ek my eie grootste vyand kan wees. Want my denke prosesseer, as hy hierso sê van geslag tot geslag, van gedagte tot gedagte. As ek toelaat dat die lewe en hoe dit met my gebeur, my denke oorheers, my wese oorheers, kan hierdie eerste sinnetjie baie waar wees in my eie lewe. Ek word maklik wat ek haat. En daai skaal is heeldag besig in my en jou lewe. Gaan hy oorvoeter bitter toe? Gaan hy oorhel beter toe? En die enigste verskil vir die gang van hierdie skaal is die keuses wat ek in my persoon dan maak. Hy gebruik 'n mooi voorbeeld van 'n joernalis wat 'n bepaalde aspek wil ondersoek. En hy is by 'n tronk en hy het 'n onderhoud met 'n persoon. Persoon wat om goeie rede daar is. As daar 'n misdaad was wat gepleeg kon word, het hy dit gepleeg. En hy vertel sy storie van sy kinderjare, van drankmisbruik, van aanranding en. Van ingryping deur die staat, verwyder uit die huis, plaas in 'n veilige plek waar hy gemolesteer word. En die uiteinde is die tronk. 'n Paar maande later gesels hy met iemand wat in die gemeenskap geweldig goed doen. Wat huise bymekaar bring, wat mense uit die gemeenskap vat, wat hulle daar versorg, en. En hy sê, vertel my jou lewensstorie, hoekom doen jy net goed? En soos hierdie storie ontvou, kan hy nie anders nie as op 'n punt om te vra, maar het jy 'n broer? Ja, my broer is in die tronk. Dieselfde omstandighede. Die een het bitter geword. Die een het beter geword. Die keuse lê altyd by my en jou. Hoe ons die onreg en die wreedheid in ons lewe daarmee omgaan en hoe ons dit hanteer. En vanoggend gaan ons uiteraard ook uit die Here se woord riglyne ontvang. Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor die slegtes en die goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan verder verwag? Maak die tollenaars nie ook maar so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Die interessante, die monnik Telemagus, het in die tyd van die gladiator gevegte geleef, in die Kolosseum, terwyl die keiser toe kyk, en hy kon dit net nie meer vat nie. En op 'n dag gaan staan hy tussen die twee gladiators. Hy was klein in postuur vergelyking met hierdie groot gladiators. En al wat hy sê in Jesus naam, hou op. En vir 'n wyle is die gladiators onseker wat om te doen.
En hy sê weer, in Christus naam hou op. En die een gladiator steek hom met sy swaard. En die skare stenig hom. Maar die keiser, wat dit alles aanskou, sê daar, 1 Januarie in die jaar 404, hierdie is die einde. Hier sal nie weer in die Kolosseum 'n geveg wees tussen gladiators, waar mense mekaar doodmaak tot vermaak van ander nie. Wat het hy gehad? Hy het 'n ander karakter van liefde gehad. En ons verstaan baie keer hierdie gedeelte verkeerd. Ons verstaan dit dikwels dat die Here wil sê, maar kom ons trek maar net so 'n maatjie oor die sleg van die lewe. Kom ons gee hom 'n goeie sousie. Ons wees genadig. Dis glad nie wat hier staan nie. Wat die Here hier sê is, ek wil hê julle moet met julle harte anders begin dink oor die boosheid van die wêreld. Die laaste, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek en jy kan nie volmaak wees nie, dis ook nie die verwagting van hierdie teksgedeelte nie. Maar die Here wat die son laat skyn oor goed en sleg, as eienaar, 'n ou wat 8 uur begin en 3 uur begin werk, 4 uur dieselfde loon gee. Wat probeer hy sê? Ontwikkel so hard vir mense, wat anders dink, waar 1 + 1 nie 2 is nie. Maar waar jy met empatie na mense kyk, ten spyte van wie hulle is en wat hulle verdien. As ek bid vir my vyande, die versoek hier, die wonderlike van hierdie teks is, wat gebeur wanneer ek en jy vir ons vyande bid? Ons verwagting is dat hulle moet verander, en dis in die Here se hand. Maar die oomblik as ek en jy begin bid vir ons vyande, verander ek en jy. Die oomblik wat ek en jy dit reg kry om daai gebed, wat 'n bitter moeilike gebed is te bid, vind die verandering hier in my en jou hart plaas. En ons begin 'n ander soortige liefde toepas. Want dit is so, of ons wil of nie, ons liefde is in 'n sekere sin voorwaardelik. Maar julle wese, my verstand sê vir my, om lief te wees vir iemand wat sopas gemoor het, is nie liefde nie. Maar uit God se hart is daar 'n onpartydige liefde wat vir die mens ten spyte van sy boosheid steeds goed wil wees. En dis wat hierdie gedeelte my en jou oproep om te sê, as dit gaan oor jou vyande, begin op 'n ander manier dink, begin op 'n ander manier doen. En as jy 'n behoefte het dat jou hart, jou denke, jou wese verander, is die beste om te begin om vir hulle te bid. Want daai gebed gaan jou verander. Gaan vir jou nuwe deure oopmaak. Stefan Joubert het 'n skitterende ding geskryf vir Netwerk 24 die 25ste Februarie. Bitterheid is 'n goeie emosie. Wag, dis 'n lewensbedreigende toestand. Dit beroof jou van alle deernis en sagtheid. Dit vergiftig jou lewe gedagte vir gedagte, woord vir woord, gesprek vir gesprek, totdat alles in jou met bitterheid deurtrek is. Al die haat en spanning wat ons land kenmerk, maak mense nie net galbitter nie, maar siels verbitterd. Sulke bitterheid kan nooit geheim gehou word nie. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor, sê Jesus, Lukas 6:45, jou tong verraai die toestand van jou hart. Jou woorde verklap wat in jou siel aangaan. Die geneesmiddel vir sulke bitterheid is eerlikheid daaroor voor God. Ek dink dis die groot ding. Ons leef in 'n gemeenskap gevul met bitterheid. Ons leef in 'n wêreld gevul met bitterheid. En dan is daar 'n proses betrokke. As jy vir 'n oomblik net wil nadink,
Na gesprekke wat jy gehad het die laaste maand, of dit daar is waar jy koffie of tee drink saam met iemand, of braai, of langs 'n sportveld sit, waar ook al, of jy hier staan in die Lapa en jy is besig om 'n koffiekie te drink na die lewensviering van iemand. Of as jy staan in 'n ry. Ek moes verlede week, die kinders is in Sekunda, en die enigste plek waar hulle afspraak kon kry om hulle bestuurslisensies te hernie was Florida. So ek moes dit vir hulle gaan haal, al die briewe, dis 'n storie op sy eie. Nou staan ek in die ry. Die gesprekke wat ek hoor, en kom ons sê, ek was die enigste persoon daar met 'n wit veldkleer. Maar die gesprekke het my diep onder die indruk gebring van die bitterheid en die haat in ons samelewing vir alles en almal. Of dit die regering is, of dit die munisipaliteit is, of dit dienslewering is, of dit misdaad is, of wat dit ook al is. Daar waar jy gevange staan, jy moet wag vir 'n uur en 'n half, al wat jy het is om te praat, en die ou voor jou en die ou agter jou is vreemdelinge. Maar dit neem nie die vrymoedigheid weg, om die gal, die bitterheid in my uit te spieg. Waar die hart van vol is, sal die mond van oorloop. 2012, dis al baie jare terug, was John Eldridge en sy span hier. Hulle het hier by Konka, het hulle 'n Wild at Heart mannekamp aangebied. Hy is baie bekend daarvoor en hy doen dit eintlik net in die Rocky Gebergtes in Amerika waar hulle woon. Maar hulle het hier kom doen en dit was 'n absolute belewenis. En uiteraard, hulle is toe nou getreed. Dit was die Wildtuin en die Groot 5 en oral waar hulle hierdie span kon neem, is hulle geneem. En hulle is terug in Amerika en ek het hulle podcast elke week gevolg waar hulle dan nou 4 met mekaar sit en gesels. Was skokkend om te hoor dat hulle vir mekaar sê, dit wat ons daar beleef het aan ons kom kleef. Vandat ons van die vliegtuig afgeklim het ons in hierdie gees van wrevel en haat en onvergenoegdheid ingestap. Waar ons ook al kom, alles het nooit so gesê nie, is dit wat jy beleef het in jou gees en dit net kom plak op jou. En hulle moes vir 3 maande daar in die Rocky Gebergtes geestelik hulle self reinig om net hiervan los te kom. En ek en jy leef elke dag daarin. En dalk is dit 'n tyd as ons nou hierdie hoofstuk hanteer om te sê, ek wil gaan sit om te kyk, wat het ek toegelaat om op my af te smeer? Veral dan op 'n geestelike vlak. Om myself net geestelik te reinig. Want dit word die bril waarmee ek en jy alles doen en sê, en na mense kyk. En as ek daai bril op het, is daar nie 'n manier hoe ek en jy kan goed wees vir enige iemand nie. Wat nog te sê ons vyande. Moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Die boodskap sê, moenie toelaat dat dit wat sleg is in jou lewe die oorhand kry, oorwin die bose deur te doen wat God van jou vra. Justinus het tot geloof gekom. En die manier hoe hy tot geloof gekom het, spreek boekdele. Hy sê hy het gehoor van hierdie Christene. En hy het gehoor dat hulle vervolg word. En by die enigste uitkoms was, ons moet hulle net doodmaak. Kom ons veroordeel hulle ter dood en dood hulle net. Sê maar, hy wou meer weet. So hy het toe die verhore begin bywoon van die Christene. En toe het hy die teregstellings begin bywoon. En hy sê, wat ek gehoor het, tydens hierdie verhore, dit wat die Christene gesê het, hoe hulle self gehandhaaf het in hierdie onregverdige situasies, hoe hulle daar 'n getuienis gegee het oor hulle koning en meester,
En selfs daar waar hulle gedood word op gruwelike maniere, dit wat uit hulle monde gekom het my oortuig, daar moet 'n Christus wees. En nou dien ek hom. Nou volg ek hom. En sy enigste blootstelling was aan Christene in hulle mees donker tyd. Hulle het dit reg gekry dat kwaad hulle nie oorwin het nie, maar dat die goeie deur dit, die slegte wat met hulle gebeur het, geseëvier het. 1 Johannes 4 vers 18, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Boodskap sê ware egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus nog sulke vrees in hom ronddra, se lewe is nog nie heeltemal deurdrenk met God se liefde nie. Hoekom nie? Want vrees is net heeltyd bekommerd oor straf wat kan kom. As jy jou afvra, hoekom het daardie monnik tussen die twee gladiators gaan staan? Want dit wat in hom was, het vrees verdryf. Enige een, ek sluit myself in. As ek tussen hulle twee moes gaan staan, sou my mees primêre emosie vrees gewees het, en ek sou gevrees het dat ek nou hier verbrysel gaan word. Maar as ek die liefde van die Here in my het, daai liefde wat ons gelees het in ons eerste aanhaling, 'n goddelike liefde wat onpartydig is, wat lief is ten spyte van, wat lief is omdat dit my wese is, dan is daar nie plek vir vrees nie. Want boosheid, wreedheid, wat ook al in ons samelewing skeef loop en op ons voordeur lê, misdaad, verdryf rus en vrede en laat vrees agter. Maar ek en jy kan daai spiraal breek. Ek en jy kan sê, ons gaan nie verder nie. Ons gaan die liefde van God ons eie maak, dat dit my vul, in so 'n mate dat dit oorloop. Dat ek in enige situasie kan staan en sê, in hierdie situasie vrees ek nie. Die liefde van die Here verdryf vrees. Richard Rohr sê interessante ding, pain wants to go somewhere. If we don't transform our pain, we will transmit it. En ek dink dis 'n baie waar lewensles wat ons al in ons eie lewens hoeveel keer geleer het. Die oomblik as ek verwond word, as ek pyn het, as ek onreg aangedoen word, as ek seer kry, dit kom in, dit sit in my wese, maar nou wil dit wil uit. Ek moet dit kanaliseer, dan moet iets daarmee gebeur. En daai keuse is in my hand. Ek kan dit omskakel en dit positief kanaliseer. Of ek kan dit net oordra. En dis baie keer wat gebeur. In baie situasies, dis wanneer die vlam groter en groter en groter gestook word. Dis aanvanklik tussen 2 individue. Dit eindig later tussen 40. En enige goeie rugby gestoeiery op die veld, dit begin tussen 2 ouens. En later is al 30 betrokke. Dis die natuurlike mens. Daai onreg, dit moet iets mee gedoen word. Jy het my nou laat getackle, nou moet ek iets doen. Nou gaan ek jou sweepslag. Maar onmiddellik, jou spanmaats is nie tevrede nie. Nou storm hulle jou, en jou spanmaat storm hulle. If you don't transform your pain, you will transmit it. Grace is the only injustice that can make this world a better place. Hy gebruik die voorbeeld van 'n boom wat so skitterend is. Hy sê 'n boom is die enigste in die natuur wat die vermoë het om die slegte, die toksiese, die giftige,
die koolsuurgas wat my en jou in die verkeerde hoeveelhede verseker sal dood. Dit haal dit uit die natuur. En deur die proses wat 'n boom deurgaan, laat dit suurstof vry. Dit vat die slegte, transform dit, maak dit goed en transmit dit terug in die wêreld. En dis die uitdaging vir my en jou as kind van die Here. Want ek en jy absorbeer die boosheid, die onreg in hierdie wêreld. En die oomblik as ons dit gaan transmit, gaan uitsaai, word dit net 'n groter vernietigende balvuur. Maar die oomblik as ons dit kan begin hanteer soos 'n boom, daai giftige toksiese in my vat, en in gebed met die Here en sy genesende krag in staat is om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Sleg in, maar goed uit. Verander die omgewing, verander die proses. En dit is so, as kinders van die Here, ek sluit myself daarby in, een van my daaglikse behoeftes is dat die Here my sal vergewe. Elke dag is 'n refleksie op die dag wat verby is en 'n bewuswording van wat nie volmaak en volkome was en reg was nie, wat beter en anders gedoen kan word. So ja, ons het daai diep behoefte dat die Here se genade oor my en jou sal wyd wees. Maar as dit kom by die toepas van sy genade, die gee van sy genade, word dit vir my en jou moeilik. Is dit soms vir ons regtig 'n minder aangename proses. Jakob sê genade is wesentlik onregverdig. Dit gee aan iemand iets wat hulle nie verdien nie. Die plek wat ons die onregverdigheid van genade die duidelikste sien is aan die kruis. Die kruis is die plek waar die onregverdigheid, wreedheid en boosheid van hierdie wêreld aan die een kant ingegaan het, maar nie aan die ander kant uitgegaan het nie. En dis inderdaad wie en wat Christus was. Hy het dit op hom geneem, maar hy het dit skoon gemaak. En dit wat uitgekom het, was nie dieselfde nie. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nuwe vertaling, die boodskap, daar aan die kruis het Jesus hardop vir God gesê, my Vader, vergeef hierdie mense, hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie. Wat sê die Here? Deur daardie gebed, hy sê, genade is groter as die realiteit van die gebeure. Genade is altyd groter as die realiteit van die gebeure. Hy het 'n voorbeeld van Justus Tsungu. Justus sê as 'n seentjie was hy 'n straatkind, nie ouers gehad wat enigstens na hom gekyk het nie. Hy is honger, hy kom by 'n stalletjie, 'n vrugtestalletjie en hy steel 'n vrug om te eet want hy's honger. En net toe hy dink hy kom weg, toe is daar 'n arm wat hom gryp. En in sy kop het hy geweet wat nou gaan gebeur. En die eienaar van die stalletjie, die vrou vra, as jy honger? Ek is honger. Sy sê, kom. En hy kon eet totdat hy nie meer honger was nie. Toe sê sy, het jy 'n huis? Nee. Het jy ouers? Nee. Toe vat sy hom huis toe. En sy maak hom groot. En ons weet waar het Justus Tsungu in die lewe oral 'n verskil gemaak. En een handeling waar die daad sekere dinge regverdig het hierdie beginsel in werking getree dat genade meer is as die fisiese situasie gebeure in die oomblik. En dis wat Jesus hier sê in sy gebed. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Dit waarmee hulle nou besig is. Hulle weet nie wat hulle doen nie.
vergeef vir hulle. Ons sien Stefanus, soortgelyke situasie, hy het op sy knieë neergesak, hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met daardie woord het hy gesterwe. Toe het hy op sy knieë neergeval, hard uitgeroep, Here, moenie die sonde teen hierdie mense laat tel nie, vergeef hulle. Dit was Stefanus se laaste woorde, hy het daar na mekaar gesak en is daar op die plek dood. Dieselfde beginsel. As ek in so baie slegte situasie is. Wat het Jesus gedoen? Wat het Stefanus gedoen? Vir hulle gebid. En wat het hierdie gebede gedoen? In die eerste plek hulle verander. Maar die omstanders het gesien, hier is iets aan die gebeur. Hierdie persoon, hierdie Jesus, hierdie Stefanus, het iets wat ek nie het nie. Wat het moontlik maak, om selfs in hierdie omstandighede, vir hulle te bid. En te vra, Here, oordeel nie die daad op sigself nie, maar stort u genade oor hulle uit. Jaco Strydom is baie lief vir kajak. Hy het al baie lang kajaktogte aangepak. Sommige baie gevaarlik. Hy sê, op jou kajaktog kom jy op 'n plek waar jy stroomverstellings kry. En dis waar van die lewe. Die lewe het sy stroomverstellings. Soms val jy uit jou kajak uit. Die kajak tel skade. Jy kry skrape en snye. Hy sê, dan moet jy iewers stop, pleisters opplak, jou kajak regmaak voor jy aangaan. Maar daar's iets ergers wat kan gebeur. Jy kan in 'n maalkolk beland en in die stroomversnelling vassit. Was my voorreg ook om 4 keer op die Oranje rivier, partykeer tot 7 dae trips te vat. En dis so. Die stroomversnellings is lekker. Jy geniet dit. Sy uitdaging, hy gooi jou soms af, maar die adrenalien, maar die maalkolk vrees jy. Want hy kan jou intrek. En soms spoeg hy jou uit wanneer dit te laat is. En dis wat hy hier probeer sê, die reis van die lewe, ek en jy, gaan nie stroomverstellings hê, ons gaan nie afval, ons gaan nie seer kry, ons gaan nie pleisters plak, maar die gevaar is die maalkolk. Hy sê, ek het al dikwels mense ontmoet, wat in 'n geestelike maalkolk beland het, en eintlik lewenslang daarin vassit. Iets wreeds en boos het met hulle gebeur, en al is daardie insident baie ver in die verlede, sit hulle nou nog daarin vas. Dit het die opskrif van hulle lewensverhaal geword. Die storie waarom alles draai, die groot verskoning vir alles wat verkeerd geloop het, die rede waarom hulle nie kan aangaan en geestelik kan groei nie. En dit gebeur met my en jou. Gewoon omdat ons soms net nie kan of wil eerlik wees nie. Om te gaan kyk wat dit is, wat my in 'n maalkolk van my gedagte wêreld laat beland het, wat my net dieper en dieper intrek, waaruit ek nie kan uitkom nie. Want die hartseer is, dit wat in my en jou gedagte wêreld gebeur en afspeel, dit speel in die regte wêreld uit, deur wat ek doen, deur wat ek sê, my optrede, my handelinge. En baie keer is daar in my en jou lewe so 'n maalkolk, wat ons vashou, maar ons bewaar hom so goed, dat ek en jy selfs dink die Here weet nie daarvan nie. Maar geen ander mens weet nie. Maar dis die vernietigende gevolge. En wat sê Jaco, wat moet gebeur? Hy sê, ek en jy ons word geroep om die mens te wees, in hierdie bose kringloop, by wie die pyn stop, die domino wat uitgehaal word, wanneer al die ander mekaar laat omval, die skakel wat bereid is om self te breek, sodat die hele bose ketting sy krag kan verloor. As ek nie op 'n dag 'n tree terugtree, en sê dit stop nou hier nie, daai vuurhoutjie wat nie kan brand nie, tot nou toe het alles gebrand,
Maar ek sê nie verder nie. Niks verder sal ooit weer brand nie. Die domino wat in die ry staan, wat net volgende moet val, om almal nog verder te laat val, uit te haal en te sê, daar gaan nie verder 'n domino val nie. Die laaste beeld wat hy gebruik is die van 'n ketting. Hoe baie keer loop hierdie goed nie deur families nie. Haat, wrevel, onvergenoegdheid, die onreg. Soveel geslagte terug, maar dis die oom wat die familieplaas uitgesuip het. Nou sit ons vandag in die dorp, maar ek praat nie met sy nasate nie, want is hulle pa. Iewerste moet iemand 'n tree teruggee en sê dis klaar. My blootstelling in studeerkamer situasies, baie keer beleef ek nie die haat wat ek koester, die maalkolk wat ek in is, het ek deur my gene gekry. Dis by my ingeprent vandat ek kon begin verstaan. Dit is die verhaal, die storie wat aan my vertel is, oor en oor en oor, en ek glo dit met my hele wese. Maar dit stop vandag hier. Ek gaan dit nie verder aan my kinders vertel nie. My kinders en hulle kinders, my kleinkinders, gaan nie verder met hierdie twak in die familie nie. Dit stop by my. Onmin onder mekaar. Broers, susters wat nie met mekaar praat nie. Dit vat een om te sê, dit stop. Hierdie maalkolk het nou sy greep verloor. Ons gaan nie verder so aan nie. Laat ek dalk net iets sê, Jaco aan die woord, oor wat genade en vergifnis nie is nie. Dis nie 'n klein saak nie. Die feit dat vergifnis en genade nodig is, sê uiteraard wat gebeur het was sleg en boos en wreed. My definisie van vergifnis en genade is dat my droom vir die persoon wat my kwaad aangedoen het verander. Toe ek bitter was, het ek gedroom en gewens dat die persoon self sal seer kry en pyn ervaar. Maar nou is my droom dat die persoon genesing sal ervaar en herstel en heling sal beleef. Daar is min dinge wat my en jou meer sal help om lig te leef, om vryer op aarde te beweeg, as om God se vergifnis en genade toe te pas en deur ons na die wêreld te laat vloei. Onthou waaroor gaan hierdie boek, waaroor gaan hierdie reeks? Om lig te leef. Dat my lig meer kan skyn in hierdie wêreld. En 'n manier om lig te leef in hierdie wêreld is om goed te wees vir my vyande. Maar wat keer my 99% om goed te wees vir my vyande? My haat, my onvergewensgesindheid. Hy sê daar's min dinge wat my lig in hierdie wêreld so helder laat skyn as om God se vergifnis en genade te begin toepas, juis op die wat per definisie dit nie verdien nie. Ek dink ons kan een naam hier noem. Nelson Mandela. Ek dink vir 27 jaar in die tronk het hy gedroom. Waarskynlik nie die mooiste drome nie. As ek in sy skoene was, sou ek vergeldingsdrome gedroom het. Wat sal ek met hulle doen as ek hier uitstap? Wat sal ek aanvang as ek beheer het van hierdie land? Ek is die president. Maar die dag toe hy daar uitstap, sy droom het verander. Hy het gedroom van 'n reënboognasie, waar dit goed gaan met almal. Sy lig het helder geskyn, want God se vergifnis en genade het hy toegelaat om deur te vloei na hierdie wêreld. Hoe kan ek goed wees vir my vyand? Ons het reeds vir mekaar gesê, die eerste plek waar ek moet begin is by myself. Om eerlik te wees met myself. Want ons is nie.
om te gaan sit en te sê, weet jy, waar het ek onreg beleef? Daar. Of het nou op skool was, of waar ook al, by die werk, in die weermag. Wie was die instrument? Was dit die samajoor? Was dit my graad 1 juffrou? Was dit my skoonpa? Was dit die? Was dit die? Wat is dit wat in my vergiftig? Wat my 'n lens van bitterheid gee? Wat my keer om beter te kan wees? Om hierdie dinge te kan begin doen? 5 eenvoudige dinge. Koester nie meer wraak nie. Begin 'n ander droom. As jy vanoggend hier sit en jy weet daar is instansies of mense wat jy met 'n vurige haat, omdat jy rede het. Dis die beginpunt. Ons koester nie meer wraak nie. Ons weerhou dit. Ons begin nie droom. Tweede ding, wees goedgesind teenoor almal. Altyd. Kweek 'n kultuur by jouself, ek tree altyd met goedgesindheid op. Ons is geprogrammeer, kry ek 'n positiewe inset, gee ek 'n positiewe inset uit. Stamp my, ek sê jou terugstamp. Maar om jou denke te vernuwe om te sê, ek het nie 'n ander manier as om met goed te reageer nie. Streef na vrede. Hou jou kant skoon. Leef in vrede. Leef met vrede. Die spreekwoord sê, takes two to tango. Die meeste wat jy iemand kan frustreer, wat wil moeilikheid soek, wat skoor soek, is om nie te reageer nie. Leef en streef na vrede. Vierdens, God se rol, die oordeel wat hom toekom. Dis waar gebed my en jou verander. Selfs waar ek nie meer kan, die persoon is dalk dood of nie wil nie, dit gaan tot 'n geveg lei. Iemand moet vergewe nie. Bid daardie gebed tot God. Sê vir God, ek is vandag hier, Here, om A of B of C te vergewe. En ek sê dit nou voor U die almagtige God, ek vergewe hulle. Wie word vry? Ek en jy word vry. Maar wat doen jy met daai gebed? Jy sê, Here, hier's hulle. Ek het hulle vasgehou. Vanoggend gee ek hulle vir U. Dis uit my hande uit. Ronel Burger het op 'n stadium by ons opgetree. Ek sal nooit vergeet die voorbeeld. Sy het iemand hier voor laat staan en sy het met haar hand op sy skouer sy hem gevat, maar sy het vir hom so gevat, jy kan gesien het die knekels is wit. En sy het gesê, sien die ou is die ou wat ek nie kan vergewe nie. En dan sê sy vir hom, loop waar jy wil loop. En hy het hier rondgeloop. En sy moes maar net oral agter hom aan. En sy het vir hom vasgehou. En toe sê sy, Here, ek vergewe hom. Haar hand gaan oop. Sy sê vir hom, loop waar jy wil. Hy loop. Dit raak haar nie meer nie. Dis die wese van God se rol. Gee dit, gee hom, gee haar, gee die omstandighede, die onreg, wat ook al vir die Here. Want ek en jy kom vry. Hou, die maalkolk trek vir ons af, solank ons krampvastig vashou aan die persoon se hemp. Oomblik as ons hom los, verloor die maalkolk sy greep op my en jou. Wat gebeur? Jy glip op soos 'n prop. Jy is weer bo op die wateroppervlak en die stroom, die normale stroom, vat jou. Jy is weer vry uitgevaar uit. Laastens, wees en doen die goeie. Die voorbeeld van die boom. Maak goed doen jou default. Waar jy sien hier is sleg, waar jy sien hier is negatief, waar jy sien hier is iets toksies, absorbeer dit. En met die wysheid en die krag van die Here en die werking van sy Gees, dat iets goeds van jou af verder gaan. Want wat gebeur dan? Jy is die domino wat uittreë. Daar gaan nie dominos na jou val nie. Jy is die vuurhoutjie wat uittreë.
Die vuur het gebrand tot by jou. Die vuur brand nie verder van jou af nie. Die ketting, jy is die skakel wat jouself verwyder. Die ketting breek. Hy het geen mag meer nie. Maar dit vra 'n wilsbesluit. 'n Goeie voorneme oor hierdie 5 goed gaan my en jou nêrens bring. Gaan geen verskil in my en jou lewe, maar 'n wilsbesluit om te doen. Wat keer my? En hiermee wil ek afsluit vanoggend. Ja, dis nie altyd lekker om oor dit te gesels nie, maar ons is soms onwillig, ons het soms net 'n onvermoë. Ek sal nie, moenie met my praat daaroor nie, ek sal hom nooit vergeet. Mag hy in die hel brand. Ek het nie afstand nie, maar ek wil ook nie kry of hoor nie. As jy in 'n maalkolk is jy so vasgevang. Jy het nie perspektief nie. En as jy dan iemand in jou lewe het wat die moed het om vir jou te sê, ek wil jou perspektief gee, los my. Ek kyk na myself. En fatalisme. Hoe baie keer hoor 'n ou nie die ding nie. Ek is 'n van 'n merwe, ek is so gemaak, ek is so, los my. Dis hoe ek is. Of is die kaarte wat die lewe vir my gegee het. En as jy sulke kaarte gehad het, sal jy dieselfde gedoen het. Is so, ons kry nie almal dieselfde stel kaarte nie. Maar wat ons daarmee maak, is in ons hande. Tradisies, vooroordele. Ons gaan nie daaroor stil staan vanoggend nie, maar ek en jy weet waarvan ons praat. Familie van oorsprong, bitterheid in my gene. Ek moet die een wees wat hierdie ketting breek, dit hou hier op. Ou gewoontes, plakpleisters. Baie keer is dit nie ons ondergang nie. Ons kon die seer al 20 jaar terug hanteer en afgehandel het. Maar ek plak 'n pleister tot hy volgende keer weer oopsweer. En dan plak 'n groot pleister tot hy 5 jaar later weer oopsweer. Ek ontken dood gewoon. Ek praat gewoon nooit oor my kinderjare nie. Ek gaan nie daar nie. My natuur, my soeke na vergelding. Friedrich Nietzsche het gesê, ons moet daarteen waak om nie monsters te word nie. En Gys het dit gedoen in daai hoofstuk wat ons oor myself, elkeen van ons dra in ons 'n stukkie boosheid, het Gys gesê. Ek dink Jaco ego dieselfde. En dit is waar van ons almal. Die vraag is, hoe hanteer ek dit? Ek dink Gys het gesê, jy het hierdie monster in jou, wat die slegte najaag, en dan het jy hierdie, wat die goeie najaag. En die vraag is, watter een gaan wen? Die een wat jy kos gee. Dis 'n keuse wat ons moet maak. Ego Jesus se kruiswoorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As dit my eerste reaksie is in 'n proses waar ek onreg beleef, ek spreek hulle nie vry nie, ek sê nie daarmee wat hulle doen is reg nie. Al wat ek sê is, Here, ek wil nie hier in 'n siklus verval van wraak en haat nie. Ek gee hulle in die hand. Dat ek vry kan wees, dat ek heel kan word. En dan nie die nota langs die kant, ons moet altyd onthou dat ons soms ons eie grootste vyand kan wees, met wat ons hier en hier koester. As ons dit nie hanteer nie, is die onderste lyn hoe die lewe hom sal uitspeel. Bitterheid, met die jare word galbitter, met die jare mature dit, maar dit word nie soos goeie rooiwyn beter nie, dit word slegter, dit word sielsbitter. En die slegste wat kan gebeur is, wanneer ek 'n verbitterde wese geword het. Ek wil vra dat jy na daardie 4 foto's sal kyk. Dat jy vir jouself vanoggend afvra, kan ek my hierin sien? In enige van die 4.
En as ek my daar sien, wat sien ek en hoekom sien ek dit? En dat jy vir die Here kom sê wat nou in jou hart leef. Wat jy vanoggend deur sy Gees gehoor het. Wie hy dalk vanoggend op jou hart kom lê het. Wat hy dalk vanoggend op jou hart kom lê. Maar vra hom ook nou dat jy krag sal hê om dit te hanteer. As dit 'n vuurhoutjie is wat jy moet vat en terugtree. 'n Dominee wat jy moet uithaal, 'n ketting skakel. Dat jy dit sal doen. Kom ons sluit die oë. Here, U is volmaak liefde en U gee volmaakte genade. U vergewe onvoorwaardelik, sover as die ooste verwyderd is van die weste. Here, U het vanoggend gekom en ons herinner aan die feit dat U son laat skyn en reën gee vir almal. Ja, Here, dat U volmaakte liefde vir my, in my, deur my, vrees kan uitdryf. U het my vanoggend opgeroep, Here, om kwaad te oorwin deur die goeie. Ja, Here, die lewe maak 'n mens soms bitter. En dit gaan lê in ons harte, Here. En ons vyande toets ons geloof. Maar U wys ons 'n ander weg, Here. 'n Weg waarop ons kan nie net stap nie, maar waar ons goed kan doen, ook aan ons vyande. En deel van daardie weg, Here, is vergifnis, gebed. Dit het Stefanus ons kom wys, dit het Jesus self ons kom wys. Daardie weg, Here, is 'n weg van liefde, wat haat oorwin. Here, ons smeking vanoggend is dat U Heilige Gees ons harte sal kom vul, met goedheid en goed doen, met vergifnis, met die absorbering van boosheid en die vrylaat van U genade en liefde. Leer ons, Here, om te bid, ook vir die wat teen ons is, wat ons verontreg, Here. Help ons, Here, om vergifnis te kies, waar 'n wrok makliker sal wees om aan vas te kleef. Ja, Here, help elkeen van ons deur die Gees, dat ons 'n lewe van genade kan leef. Dat ons kan afstand doen en wegstap van bitterheid. Ja, Here, ons gaan 'n week tegemoet. Ons wil draers wees in hierdie week van U vrede, van U liefde, van U genade. Ons wil 'n getuie wees vir die koninkryk. Ons wil in hierdie wêreld wys, Here, dat U liefde anders is. Dat U vergifnis vrede bring. Leef in ons in hierdie week, Here. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.